God is good. All the time. That's good. Jy sien Filippus. Toe Jesus deur die muur kom en daar's 11 disippels in die binnekant. Moet jy dalk is dit nie die 11de een gewees, want die 12de een het hom gaan self ophang. En hierdie disipel met die naam van Thomas sê ek sal nie glo as ek nie my hande in die skaar gedruk het nie. Maar ek voel vanoggend in die gees om jou te sê, die Here sê, Jesus sê, ek dra die skaar, jy het nie nodig om die skaar te dra nie. Gaan dit weer vir jou sê. Hy sê, jy het nie nodig om die skaars te dra nie. Jy het nie nodig om dit te dra nie. Hy dra dit. Amen, die koninkryk van God, ons is besig en dis hartseer as ek sien soveel mense begin nou vra oor die evangelie van die koninkryk en die nuwe generasie en dan sê ek, Here, as hulle maar net van die begin af saam met my was, dat hulle kon geleer het van die begin af. Maar nou om 'n nuwe generasie te wees, moet jy tot wedergeboorte gekom het. Ander woorde, jou gees moet lewend wees. Dat is nie 'n bekering nie. Eers 'n wedergeboorte, dan 'n bekering. Jy sien, bekering het nog met my en jou te doen. Maar wedergeboorte kom van God af. Ek en jy kan dit net in geloof vat. Bekering kan ek en jy, ons kan manpower gebruik. Ons kan sielsrelm gebruik. En ons moet dit ook gebruik, maar eers na wedergeboorte. Nou, baie mense, sodra jy oor geld praat, dan val daar so iets oor hulle gesig. So 'n waas, weet jy, so 'n bedekking. Hulle word so niks siendend en niks seggend en ek weet nie wat nie, maar hulle kyk jou nie so. Wil jy alweer geld hê? Die evangelie wat ek verkondig moet vir jou geld gee. Dan vereer jy die Here met jou offers en jou tiendes. En so kyk God na my. Dis in jou Bybel. Maar ek wil met jou praat vanoggend, ons het verlede week gepraat en daai ding van die bankrekening daar in die hemel het die ouens nogal getriek hoor. En die oom Jou vra vir my, hy sê, wat is die bankrekening in die hemel se nommer? Maar hy's opreg. Maar die bankrekening se nommer in die hemel is saad gesaai. As jy 'n bankrekening gaan open, dan vat ons jou naam, né? En jou van, en jou ID. Ja. Maar in die hemel kom dit by saai. Dis jou bankrekening. Hoe deposit jy in jou bankrekening in die hemel? Dit is saai. Nie jou tiende nie. Tiende behoort nie aan jou nie, tiende behoort aan die Here. Maar die saad wat jy saai, dit maak jou bankrekening. Dis sy naam en dan onttrek jy daar uit. Jy sien, want as jy saai, gaan jy maai. Jy plant 1 mieliepit, dan kom 'n hele oes op. Amen. Maar ek wil met jou praat vanoggend en dit is vir my 'n lekker boodskap gewees. Ek het hom geniet, want ek weet dis waarheid. Maar vanoggend wil ek met jou praat oor die reëls van God se koninkryk.
die reëls van God se koninkryk. Nie die reëls van die stormers en die bulle en die sharks en die lions en die pumas en die griekwas nie. Maar die reëls van die koninkryk van God wat die kinders, die belydende kinders van die Here so maklik skuwe. Ons verander daai reëls sodat dit by ons kan pas. Nou nie julle nie, daai ouens aan Bloemfontein, hulle skuwe, daai Bloemfontein is, Here help hulle. Maar jy sien, kind van die Here, die God se koninkryk is nie van en in hierdie wêreld nie. Maar nou kom die Here Jesus Christus en hy verkondig die evangelie van die koninkryk van God. Nou, ons lewe, en dit is 'n moeilike konsep, en veral as ek praat oor die staat, wat die mense so afhanklik maak van hulle, so maak die duiwel ook sy mense afhanklik van hom. Jy sien, maar dis misleiding. Want as ek jou aan my kan vasmaak met misleiding, dan kan ek jou beheer. En dit is hoe as dit kom by die koninkryk van God, as ek nie die koninkryksreëls nakom nie. Jy weet nou, ons kom uit die kerk milieu uit, en ons is so geleer, en Lionel vra vir my net, kan hy nie maar van Stellenbosch af studeer, en sê ek nie, Jesus, bly weg. Jy weet jy, kom kind van die Here, hoe lank gaan ons nog in misleiding godsdienstig wees, en ons lewe net Jesus was, maar ons lewe nooit Jesus is nie. So met ander woorde, ons lewe Oud Testamenties, maar ons lewe nie Nuwe Testamenties, want Nuwe Testamenties is Jesus, ek is. Maar jy sien, omdat ons nie openbaringskennis verstaan nie, omdat ons nie die reëls van die koninkryk van God ken en gehoorsaam nie, lewe ons en ons bly in armoede. Mense sê, maar ek gee my tiende, en ek saai ook op plekke, en nou gebeur daar 'n krisis. Ek sê, welkom. Welkom. Welkom in die koninkryk van God. Want in die koninkryk van God sê hy, salig is hulle. En dan sê hy daar in Jakobus hoofstuk 1 mos, ag dit louter vreugde. Pastoor, ek het my werk verloor. Hoe kan jy, hallo, in die koninkryk van God kan jy nie jou werk verloor nie, jy kan net skuif na beter werk toe. It's promotion. En dis hoekom, hoeveel preek het ek bedien oor Jakobus, ag dit louter vreugde. Hy sê dan, as jy versoekinge kom, en dan kom die beproewinge, en dan kom die lydsaamheid, en as jy die lydsaamheid volbring het, en dat jy niks gebrek nie, jy oorvloed. Ja? Maar jy sien, as koninkryksreëls wat ons nie ken nie, want Satan kom by jou, nou, hy steel jou werk, dan wil hy jou pity-party laat hou. En dan wil hy jou vertel, dis God wat dit jou werk gesteel het. Dis hoe Satan werk, hy's 'n mensemoordenaar, hy's 'n leienaar. Maar omdat ons die reëls van die koninkryk van God nie ken en nakom nie, dis hoekom ons so maklik mislei word, belieg word en bedrieg word. Sien, maar die koninkryk van God is nie op aarde.
Die koninkryk op aarde is die koninkryk van die duisternis. En as jy dan nou vertel Suid-Afrika, so parlement is van die duisternis, dan soek jy mos nog groot moeilikheid. Want dalk wil jy niet politiek praat, ek wil nie politiek praat nie, maar ek wil jou sê, die koninkryke van die wêreld behoort aan die koninkryk van die duiwel. Ek het dit nie gesê nie, Jesus sê dit. Met sy versoeking op, sê die Satan, maar as u neerval en my aanbid, sal ek jou al die koninkryke en hulle heerlikheid van die wêreld sal ek vir jou gee. Maar die koninkryk van God is nie van hier nie. Die koninkryk van God is in die hemel. Maar met wedergeboorte, jongman, kom maak die koninkryk van God woning in jou gees. So met ander woorde, die koninkryk van God is hier in die wêreld, juist in die liggaam van die Here Jesus Christus. Dis waar sy koninkryk is. Maar omdat ons so lank in die koninkryk van die wêreld was, wil ons volgens die koninkryk, die reëls van die koninkryk van die wêreld, wil ons nou in die kerk daai reëls toepas. En dit kan nie so wees nie. So die koninkryk reëls van God moet in jou wees. Ons bank so lekker, want het is so lekker om te bank. Moenie praat nie, pastoor, jy sit ons onder veroordeling. As jy ten minste dan gebank het en jy die preek geluister op YouTube, dan jy dan ten minste dan nou iets gekry, jy weet jy. Maar ons luister nie die goeders op YouTube nie, weet jy. Dan is dit 'n legkaart met sulke, ja, as openinge, jy sien. Dan is die legkaart nie voltooi nie. Maar jy sien, kind van die Here, maar die koninkryk van God werk op aarde. Maar die koninkryk van God is nie van die wêreld nie. Die koninkryk van God, dus kom ek sê, die koninkryk van God, want 'n koninkryk is 'n heerskappy. En sy heerskappy kom maak in jou woning met wedergeboorte. Nou het jy die heerskappy van die koninkryk van God in jou. Maar as jy nie weet hoe om daai koninkryk reëls en daai koninkryk kragte gebruik nie, en dis wat ons probleem is. Paulus sê vir sy geestelike seun Timoteus, hulle leer altyd hier en hulle kom nooit tot kennis nie. There's no revelation. There's no change, no demonstration of the kingdom of God. Volgende toe ek net hier so kom, en die staan 'n man en 'n vrou, ek dink, wel, dis nuwe besoekers. Hulle lyk nogal netjies, lyk soos kerksmense. Nee, hulle soek die dokter. Ek sê, ek kom in en ek vat die vla, sit die vla daar buite op. Ek sê vir hulle, die dokter kom nie Sondag in nie. Ek sê, maar kom net gou vir jou bid, dat jy gesond kan maak. En die vrou kom ons bid vir haar. Die man kom en sê, baie dankie, pastoor, baie dankie. Maar hy sit nie R750 in my sak nie. Want as die dokter om gaan charge. Sien, die evangelie is verniet. Maar ons is bereid om te betaal. Ons is bereid om te betaal, omdat ons nie die reëls van die koninkryk van God wat in ons is, ken en kan toepas nie. Nou betaal ons, jy sien, nou betaal ons ook al nie. Met daai geld kon ek hier gaan uit eet vandag, man. Maar jy het ons baie, ons kan nog steeds gaan uit eet. Jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou sê in hierdie dag? Nee, maar die koninkryk van God moet op aarde werk, maar jy moet onthou, nee, die koninkryk van God kan net kom
in die wedergeborene. En deur die wedergeborene kan die koninkryk van die hemele manifesteer op die aarde. Want tot op datum behoort die koninkryke van die wêreld behoort aan Satan. Maar daar kom 'n tyd dat dit weggeneem gaan word. Maar nou, in die tyd wat ons nou in lewe, is die koninkryk van God in ons, en ons moet speel volgens die reëls van die koninkryk van God. Om die reëls van die koninkryk van die duisternis te onderwerp. You and I need the spirit of truth. Ons het openbaringskennis nodig. Ag Here, help ons. Julle kyk my so aan. Vat net weer so aan. Sê vir ek is hierdie ou is nie 'n eiland nie, hy's 'n mens. Is nie 'n eiland nie. Jou probleem is, kind van die Here, jy leun nie swaar op die gees van die waarheid nie. Omdat jy die reëls van die koninkryk van God nie ken nie, kom Satan en hy bedrieg jou. As ek sit en luister, wanneer 'n krisis iemand tref, hoe begin hulle godsdienstig word? Maar wat kan hulle alles vir die Here doen? Ek kan niks vir God doen nie. Dis wat God deur my kan doen. Ek het geen krag nie, maar al die krag van die koninkryk van God is in my. En dan kom 'n tyd, jong man, in jou lewe, wat jy jou hande sal oplig, en die salwing en die heerlikheid van die Here sal op mense val, en hulle sal neerslaan onder die krag van God, Heilige Gees. Want as 'n krag, die krag van die koninkryk van God in ons. So wie se lewe wil jy verander? Mamma, papa, wil jy jou kind se lewe verander? Kom, kind van die Here. Ons speel nie volgens die reëls van die koninkryk van God nie. And that's why we don't know the power of the kingdom of God. En ons wil alles uitredeneer. Ons wil kom met schemes. Wat kan ek doen? Jy kan niks doen behalwe waarheid nie. Dis die waarheid van God wat in jou is. Wat deur jou die koninkryk van God op aarde vestig en die koninkryk van die duisternis onderwerp, en dan sing ons, hy is onder my voete. So hoe manifesteer die koninkryk van God op aarde? Sien, kind van die Here, wanneer ek en jy tot wedergeboorte gekom het, kom maak hy woning in ons. En nou is dit 'n nuwe stel reëls, en dit is hoekom julle, ek kan 'n bietjie moeswillig wees. Die eerste groep het saam met die gegaan, dis hoekom julle die toets so hulsel gedop het. Nou, is uit 50 uit. En as jy hom nou uit 100 uit wil hê, dan vat jy daai 0, dan maal jy hom met 2. Dan kry jy 0. Jy sien, want wanneer jy wedergeboorte verstaan, en jy die krag van wedergeboorte verstaan, then you will know the power of the kingdom of God within and with you. Okay, jy hoef nie te like nie, kom maar vanaand weer, hoor, ons gaan vir jou bid. Maar dis 'n feit, jy kan nie sê ek lieg nie. As jy na wedergeboorte, dan gaan jy van 'n baba na volwassene toe en jou denke moet vernuwe word. En hoe word jou denke vernuwe? Deur waarheid. Waar is die waarheid? Die waarheid is in jou. Want waar is die gees van die waarheid? Hy's by jou en hy's in jou. So as jy nie in waarheid wandel nie, het jy 'n probleem. Dan wandel jy in die leuen van die koninkryk van die duisternis. En dan wil jy God blameer. Kom, kind van die Here.
You still need to love me. Anders kan jy nie hemel toe gaan nie. Want die Bybel sê, hoe kan hulle sê, hulle het my lief, maar hulle kan my nie sien nie, maar hulle broers kan sien, maar hulle lief nie. Jy kan my maar sien, ek is nie eiland nie. Ek is hier, my blou hempie. Kom kind van die Here, en dit is ons probleem, ne? Ons moet die reëls van die koninkryk van God ken. Wanneer ken ek die reëls van die koninkryk van God? Dis wanneer ek hulle toepas met resultate. Wanneer die woord van die koninkryk doen wat hy sê, hy doen, of wat hy kan doen, dis wanneer ek 'n oorwinnende geestelike lewe. Sien kind van God, ek en jy moet mooi luister. Maak jou Bybels oop by Johannes hoofstuk 14. Johannes hoofstuk 14, skryf die teksverse neer asseblief. Jongman, wil jy die Here sien? Wil jy hom regtig sien? Wil jy die Here sien? Ernstig? Genuine? Oké, goed, ek sal jy onthou. Jongman, wil jy die Here sien? Filippus, wil jy die Here sien? Wil jy die Here sien? Wil jy die Here sien? Wil jy hom sien? Wil jy hom sien? Vir elkeen kan ek die vraag vra. Hoekom sien jy die Here dan nie? Hoekom sien jy dan nie die Here nie? Ek sal jou nou die woord gee, hoekom ons hom nie sien nie. Johannes hoofstuk 14, vers 17. En die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Sê jou Bybel dit ook? Wie is dit? Die gees van waarheid. So met ander woorde, die waarheid is God se woord en die Heilige Gees, die gees van waarheid, verlig die waarheid in jou. Hy vat daai beskutting weg van jou fisiese oog af, dat jou geestesoog waarheid kan sien. OK, is julle reg? Julle wil mos die Here sien, hè? Kyk vir my, waai so. Is net, ja, ek check julle allemaal. Wil die Here sien, OK, goed. Ek gaan nou vir jou die sedel gee. OK? En dan gaan ek vir jou agterna, kan ek dalk moeswillig wees, maar ek het jou dan die sedel gegee. OK, vers 20. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Dit het hy gesê, want julle gaan tot wedergeboorte kom, as julle hom aanneem, as julle verlosser en saligmaker, julle geregtigheid, en. Nou hoor wat sê vers 21. Hallo, nou moet jy luister, hier is die seël. Wie my gebooie het, wie my reëls het jy 'n Bybel? Wie my reëls het, wie my gebooie het, en die bewaar. Wat moet ek bewaar? Wat moet ek bewaar? Die gebooie, die reëls. Wat moet ek maak? Ek moet hulle bewaar. Dis in Spreuke 4 vers 23, 24, 25 wat sê, as jy bewaak jou hart meer as alles, want uit jou hart het kom die oorspronge van die lewe.
As die reëls met wedergeboorte is dit in jou, jy kan maak wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, né? Maar ek sê vir jou, met wedergeboorte kom die gees van die waarheid, kom maak hy woning in jou en hy is by jou, en luister baie mooi, né? Hy sê, julle sal dit weet. Dis ek like hierdie woord, man. Jongman, ek is lief vir die woord. Dis hoekom ek minus 14 boodskappe besig is om dit reg te kry vir hierdie bediening en die bediening van Suid-Afrika om te hoor en te kan leer wat is geesopenbaring. OK, is julle reg? Ons is nog nie klaar nie. OK, die siel moet nog die gat vind. Wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. Kyk gou vir my. Waar is die Vader? Hy's in my. Met wedergeboorte, hy's in my gees. Want hy sê mos, hy sê, die dag sal julle weet, ek en Vader my, ons in julle. You will know it. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. So wil jy God sien. Wat moet jy maak? Hoe gaan jy hom lief hê? Deur sy gebooie te bewaar. Waar is die gebooie, waar is die reëls? Hy's in jou, en hy's by jou. Hy's die gees van die waarheid, wat die waarheid nie ken, en nie omdat hulle hom nie sien nie, maar julle ken hom, want hy's by. Jy is mos nou vandag by my, en ek is by jou. En ons sukkel om ons nie om mekaar te sien nie, né? Ons is nie eilands nie. Kom kind van die Here, ek weet nie hoe om het nog praktischer meer vir jou te maak nie. Hy sê, ek sal my aan jou openbaar maak. Maar die voorwaarde is, as jy die gebooie bewaar, dan sal my Vader jou lief hê. Jy wil hê God met jou lief hê, maar jy kom nie sy gebooie na nie. Here, help ons. Want dit is so lekker om te lewe, as in die sport en die wêreld, en Satan gooi vir jou al die mooi goeders, en ek gooi dit, en dit is so lekker, lekker bank, lekker bank, lekker bank, Of jy en ek dit wil weet, dit tel vir altyd, ouens, as tye, wat jy kan bank. Maar dis nie bank nie. Dis wanneer jy nie hier is nie. Nee. Maar as ek op 'n plek kom en op 'n Sondag en daar's 'n bediening, dan gaan ek na die bediening toe. Love me. Hoe sê nou, love me tenderly of zoiets. Kom kind van die Here, ek wil hê jy moet weet, as jy nie volgens die reëls van die koninkryk van God gaan lewe nie, gaan werk nie, gaan God hom nie aan jou openbaar maak nie, dis hoekom hulle bly arm, hulle bly gebind, hulle bly siek, hulle gaan dood voor hulle tyd. Maar nou nie vir my sê, nee, lees nie jou Bybel, man. Wat sê dan, 1 Korintiërs hoofstuk 11, sê Paulus, hy sê, omdat julle op onwaardige wyse van die nagmaal gebruik, sterf mense voor hulle tyd.
Jy sien, kind van God, hoe ernstig is u en ek aangaande God se teenwoordigheid? I want to see God, people. Maar om God te sien, moet ek sy gebooie nakom. Ek moet sy gebooie nakom. Maar as ek sy gebooie moeswillig een kant toe gooi. Ek verhard my hart nie oor die woord van God, want die woord van God gaan my uit my gemaksone uithaal, gaan my uit my lekker lewe uithaal. Maar nou nie sê, pastoor, jy gooi daar nou met klippe nie. Ek het ook nie die preek gebring oor die klip gooi nie. Nie hierso nie. Ja, jy kan julle klippe bring wat julle gekry het vir Moedersdag. En die paas kan so 'n paar rotse hier buite vat, gaan ek preek oor die klip gooi. Ja, nee, my klip is veilig. Okay? Jy sien, kind van die Here, nou sê Jesus, en ek sal my aan hom openbaar maak. Sien, hy gaan sy koninkryk openbaar maak. Nee, hy sê, die meer as genoeg, nou gaan jou deel wees. Nee, daar gaan nie tekort by jou wees nie. As daar 'n krisis is dit 'n verhoging. Maar begin jy met die wêreldse stelsel planne te maak, dan kyk jy, hoe gaan jy agteruit werk? Ewe skielik as 'n krisis kom, nou is dit snot en trane. Skies toch vir die taal, maar moet daar Christene, nee. O, Here, help ons. As almal die hartseer oukies, ja, harte stukken en hey! Nehemia sê, hy sê, wat sê hy daar? Hy sê, die blydskap in die Here is jou beskutting. As jy die reëls van die koninkryk van God verstaan, sê niks, ek weet hoeveel hare op jou kop het, man. Jy is baie meer werd as 2 mossies. God weet alles van jou. Jy is vir hom so kosbaar. Sy seun het in die kruishout vir jou gesterwe. Dis koninkrykswaarhede. Sal God jou nou laat ondergaan? Wat sê die woord aangaande jou situasie, man? Jy's 'n koning. Jy's 'n priester, jy's 'n ambassadeur, jy's 'n medewerker van God. Jy's die gebou, jy's die akker van God. Hallo. Ons volg nie die reëls van die koninkryk van God nie. Ag, kom nou man, glimlag aan my. Sê, jy preek goed volgend. Jy preek waarheid. Dit sny so 'n bietjie pastoor. Hierna loop so 'n bietjie bloed. Maar dit is waarheid. Dat as hy wond oopkry, dat hy gesond kan word, kind van die Here. God het sy koninkryk so geskep, dit is so mooi, dat ons kan afskei van die koninkryk van die duisternis. God het my en jou autoriteit, mag en gesag gegee oor al die duiwels. Kom, kind van God. Amen. En waar is die mag en gesag? Ek is die draer van dunamis power. Rema word. Agape love. Shekinah glory. Here, help my dat ek nie gedaante sal hê van God saligheid nie. Help my, Here. Help my, vergewe my, Here, waar ek met daai beeld tevrede was. Jy moet word soos 'n vrou, Callie. As die dag in die spieël kyk, sê Jesus, nou is ek oud, dan vat hulle polyfille, dan wil hulle verander.
Jy moet onvergenoeg word met jou geestelike toestand van die gedaante van godsaligheid. Here, ek wil dit nie meer wees nie. Ek wil nie meer kragteloos wees nie, Here. Ek wil nie meer 'n gedaante van godsaligheid wees nie, Here. Ek wil nie langer onder die gees van misleiding wees nie, Here. U gees van waarheid, Here, maak my vry. Jy kan maak wat jy wil, totdat daai persoon nie sy hart reg kry om te sê, Here, ek is gereed om waarheid te ontvang nie, sal jy 'n alkoholist nie vrymaak van alkohol nie, man. Jy het mag en gesag om dit te doen, vir 'n oomblik dryf jy daai duiwel uit, maar kom 7 terug om die huis nie gevul is nie. Kom, kind van God. Die koninkryk van God het reëls in sy woord. God het ons autoriteit gegee. Moet God se woord en sy gebooie bewaar. Ouens, ons moet dit bewaar. Johannes hoofstuk 17, gaan saam met my daarna toe. Johannes 17. Kom, kind van God. Ek lees vir ons vanaf vers 15. Nou is Jesus, hy bid. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hoekom bid Jesus dan so? As hy jou liefhet, dan moet hy jou nou wegneem, dat jy nou nie meer hierdie duiwels en demone en die owerhede en die koninkryk van duiwel getuig sou, want jy moet nou maar hemel toe gaan. Almal wil ons hemel toe gaan, maar wil nie doodgaan nie. Hulle wil nie doodgaan nie, maar ons wil hemel toe gaan. Maar dan kom die Here Jesus, ouers, kyk wat bid Jesus nou. As jy, Vader, ek bid nie dat u hulle uit hierdie wêreld uit wegneem nie. Hoekom bid hy dit? Moet ek dan nou maar suffer? As jy suffer dan. Want jy suffer om jy nie die reëls van die koninkryk van God ken nie. Nou, jy bly onder die vloek, jy bly onder die juk van Satan lewe, nou, maar jy het 'n gedaante elke Sondag sit jy in die kerk. Ek moet baie keer my hart check. Here, help my dat ek net nie veroordelend sal wees nie. Want die meeste ouens op Facebook, jong, hulle wil net bemoedig vir die armes wat so sleg is. Ek nie sleg is nie, wat so slegte tye, so sleg voel en so hartseer is en al. Sê, my magtig man, help die ouens om vry te kom, gee hulle woord. Gee hulle waarheid. Sê, hey, vee daai snot en trane, kry waarheid in jou lewe, dan gaan jy nie meer huil nie. En as jy huil, gaan dit wees van blydskap. God het genade. Hy het meegevoel. Maar kind van die Here, hoe lank gaan jy siek bly? Jy bepaal, omdat jy die reëls van die koninkryk van God nie nakom nie. Nou sê Jesus, as die Vader, ek bid nie dat jy hulle wegneem nie. Help ons. Help ons. Kan jy die prentjie sien? Hoekom bid Jesus dit? Here, moenie hulle wegneem nie. Hulle is die kerk. Hulle is die lig. Hulle is die sout. Moet hulle nie wegneem nie. Bewaar hulle. Sê Vader, ek bewaar hulle, want ek gee hulle autoriteit oor al die demone. Ek gee hulle mag en gesag oor al die duiwels. So dis hoe God my en jou bewaar. Hy gee jou en my autoriteit, ouers. Dis hoekom Paulus sê, ek het nie na julle toe gekom met oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar van 'n betoning van krag. En dis hoekom Paulus sê, die koninkryk van God, lees my net die op 'n deur wat daar staan. Hy sê, die koninkryk van God bestaan nie uit woorde nie, maar uit krag.
Wanneer jy lewe volgens die reëls van die koninkryk van God, sal jy agterkom, jy het krag. Jy het mag, jy het gesag. Dis hoekom die Here Jesus bid, sy Vader moet nie wegneem nie. Bewaar hulle. Want hoekom wil jy nou doodgaan op 70? Terwyl jy 120 kan word. Jy moet soveel van God in jou hê. Nee, nee, Here, ek moet mense se lewens aanraak. Hè? Hè? Ja. Ja. Ja, Here, lang lewe, sodat ek nie meer lange golf kan speel nie, maar dat ek, Here, op die golfbaan U naam kan verheerlik. Callie, een ding wat ek nie lekker verstaan nie, is van hierdie rugby spelers, 'n bakkiesbota is een van hulle. As op die veld kom, dan gaan hy op sy knieë, dan bid hy. Nou wonder ek, wat bid hy? Dat die ander ons hom nie moet seermaak, of dat hy nie die ander ons seermaak nie. Ek weet nie. Here, laat ons toch net wen. Maar in die ander spanne sou ook kinders van die Here. Nou sê die Here, wat nou? Oké, kom ons gaan aan. Heilige, laat ons ja, hulle is nie van die wêreld nie. Is dit mooi? Nadat jy tot wedergeboorte gekom het, is jy nie meer in die koninkryk van die duisternis nie, so jy is nie meer van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Nou hoor wat sê vers 17. Heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, en ek ook hulle in die wêreld gestuur. Het ek ook in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan word. Nee. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord my sal glo. So aan die ander woorde, jou bediening, Jesus het al reeds vir jou bediening gebid. Hè? Maar omdat ons nie lekker lief het, die nooi ons hulle nie, nee. Ons verkondig nie Jesus nie. Hè? You must make me mad, oh glad sister. Jesus, jy moet hulle roer. Ja, met waarheid, nie waarheid. Hulle moet nooit 'n verskoning kan hê as hulle in die hemel kom. Ek het nie geweet nie. In die Bybel. Daar in Matteus. OK. In die Bybel hoor. Kom kind van die Here, wat wil ek jou sê? Jy sê ook 'n bietjie huiswerk om te doen. Dis waar. Sy mind nie. Ek gaan na die Bybel lees. Ek sê dit met 'n doel. Vir jou in die Bybel, en ek weet ek gaan jy soek, dan gaan jy meer kry as wat jy gesoek het. Praat as daai ding. Sien jy, pastoor, is nie so vieslik nie. Ja, nou hoor wat sê vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Deur hulle wat? Hulle woord. Heilig beteken afgesonder. OK? Afgesonder. Nou sê hy, bid Jesus sê, Vader, ek bid U, heilig hulle in die waarheid. Dan nou Vader, heilig hulle in die reëls van U koninkryk. Maar ons lees nie ons Bybel nie. Nie Psalm 23, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie, maar wil jy weet jou lewe onverpyd. Ons is, Here help ons. Kom aan, geliefdes. Ek wil afsluit. Johannes hoofstuk 8. Johannes hoofstuk 8.
Hoor wat sê hy hierso, vers 31. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Dink julle nie ons het 'n belydenis om te doen nie, man? Hè? Dit is so belangrik, kind van die Here. Die koninkryk van God het reëls. Maar ons wil nie die reëls nakom nie. Want die leenaar sê vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Hoe kan jy nou ophou met daai Gunstons? Hoe kan jy nou ophou met daai Chesterfields? Hoe kan jy nou ophou met daai... En jy agterkom staat er altyd die plaasvervanger. Wat noem hulle daai wipes? Wat is wipes? Wat is daai goedes? Wipes. Wipe. Hy het altyd vir alles daar 'n plaasvervanger, man. Toe ek ophou met die Gunstons, toe begin ek chocolates, nie lekkers nie, chocolates. En ek vervang die een sonde met die ander sonde. En toe die Here my hierdie ding wys, sê, hey, waarmee is jy besig? Toe raak ek van al twee vry. Nee. Nee, biltong is nie sonde nie. Hang af. As jy alleenig eet. Dan word dit sonde. Jy sien kind van die skelm eet, jong. Yes. Jy sien, sonder waarheid sal jy nooit vry raak van die koninkryk van die duisternis nie. Sonder waarheid sal jy nooit vry raak nie. Ja, jy kan die Here Jesus aangeneem met 'n saligmaker, maar in hoeveel areas in jou lewe is jy nog onder die mag van Satan? Mense raak vir my kwaad as ek praat oor armoede. Maar armoede is nie van God nie. Hy het 'n duur prys betaal. Maar sonde is alright, maar moet nie praat van armoede nie. Jesus het vir al die hele vloek, het hy vloek geword, toe hy in die kruis uithang. Hy het die vloek gebreek. Sodat ek en jy vry kan wees. So ek en jy die lig en die sout kan wees. Dis hoekom Jesus sê, Vader, moet hulle nie wegneem nie. Sodat hulle in hierdie wêreld, dat hulle lig en sout kan wees. Sodat ons die liggaam van Jesus kan wees. Waarheid. Net waarheid. Geopenbaarde waarheid wat jy toepas, kan jou vrymaak. Satan nou mense in gevangenskap, binding die jou weg te hou van waarheid. Kom kind van God, maak hier die woord sin. As jy hierdie waarheid nie kan vat nie, kan jy nie bankrekening in die hemel hê nie. Of hy's daar, maar jy weet nie, nee, jy het nie eens ene nie. Want jy saai nie. Jy saai nie. Kom kind van God. Hy hou jou weg, hy hou jou in gevangenskap. Die jou weg te hou van waarheid. Pastoor, jy moet maar verstaan. Ek kan nie eers jou bemoedig en sê ek verstaan nie. Want ek verstaan nie. Nou, hoekom wil jy my dan nou saam met jou skuldig maak? Ek weet wat waarheid is. Sê liefste my pastoor, ek like nie om selgroepe toe te gaan nie. Ek is lekker lui. As net iemand my vertel, nou, dis nou wind, het is koud, ons kan nou nie, sê, hey, watch jou nonsens. Hier sit ons
binne 'n gebou met 'n aircon in. Ons kan hom stel. Hè? Moenie, hè? Ek sê jou kom herspring. Maar kom kind van die Here, ons het alles. Ons het alles. Ons het alles. Ons wil dit nie hê nie. Het jy al gesien, Callie? As jy net so 'n lang stuk biltong het, en jy het 'n knipmes, en jy eet, maar wanneer jy versadig word, dan is dit nie meer so lekker soos die eerste stukkie nie. Jy agtergekom. Maar is dit presies dieselfde biltong? Die spices is dieselfde. Jongen? Kom aan. Wanneer die kerk openbaring kry om kerk te wees, sal jy agterkom. Hoe lekker is dit? Om God te kan sien in genesings, bevrydings, reddingsvoorsiening en. En dis hoekom Jesus vir die apostel Filippus gesê het. Filippus, as jy my gesien het, het jy Vader gesien. Want as jy nie glo, hy's in my en ek in hom nie, glo dan die werke wat ek doen. Here, ek is opgewonde vir hierdie woord. So slaap jy daar agter? Lex? Wat pyns jy? Dan sê hy was ek stem saam, né? Here help hulle. Jy sien ek en jy kan nie bekostig om sonder waarheid te lewe nie. En nou gaan ek afsluit net met een teksvers. Ek gaan hom quoteer, jy kan hom skryf op maniere. Efesiërs hoofstuk 4 vers 11 sê: En hy, die hy is 'n hoofletter hy, dis Jesus, het gegee aan die gemeente apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle. Wie is die dienswerk? Die heiliges. Wie is die heiliges? Dis die gemeente. Okay. Om hulle toe te rus vir hulle bediening. Nie om lidmate te maak nie. Nie om mense te gebruik nie. En so kan ek aangaan. Maar jy sal verbaas wees en ek daag jou uit en jy wat op YouTube nou my kyk, ek daag jou uit. Vra maar vir mense, hoekom is hulle in 'n sekere gemeente of sekere bediening? Jy sal 0,000000001 hoor. Vir mense wat vir jou gaan sê, ek is by hierdie bediening omdat ek toegerus word vir my bediening. Jy sal dit nie hoor nie. As 'n lekker kerk. Jy sien, dis hoekom Jesus bid, Vader, wil nie wegneem nie. Hulle moet die lig, hulle moet my liggaam wees. Hulle moet die lig, hulle moet die sout wees. Hulle moet die werk van die koninkryk, die evangelie van die koninkryk moet hulle verkondig. En dis hoekom, kind van die Here, ek wil vir jou vandag sê, soek waarheid. Soek waarheid, net waarheid kan jou vrymaak. Niks anders nie.
Die reëls van die koninkryk van God is waarheid, sy woord. Amen.